Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 18 Augustus. En die skrifgedeelte waarna ons kyk, is Psalm 67 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou om in hierdie oomblik jouself na God en sy woord te draai. Word stil, haal stadiger asem en ontspan. Laat dit wat jy vandag ontvang het en dit waarna jy nog verlang, saam in die teenwoordigheid van God rus. Die gedig Genade van Johan Silje nooi ons dieper ook in dit wat die Psalm vir ons wil sê. Genade is gelade met goedheid, guns en gawes. Genade dien geen wense van voorbehoudse grense. Genade is so gratis, soos net genade is, maar glad nie goedkoop of te koop met boetes of met bates nie. Genade is so ruim en vry, dis selfs bedoel vir my. Amen. Psalm 67, vir die koorleier met snarespel, 'n psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof, mag die nasies bly wees en jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof. Die land het sy oes gelewer, God, ons God, het ons geseën. God het ons geseën, die mense op die hele aarde moet hom eer. Psalm 67 begin met 'n gebed om seën. Mag God ons genadig wees, mag God ons seën, mag die lig van sy aangesig oor ons skyn, soos die ouer vertalings daaroor skryf. Dis bekende woorde wat ons gereeld in 'n erediens hoor, woorde wat ons gebruik as 'n gebed vir beskerming of voorspoed. Maar die Psalm laat die seën nie by ons eindig nie, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder al die nasies staan daar. Ons word geseën, sodat die seën verder kan gaan. God draai sy aangesig na ons. Hy laat sy redding oor ons verskyn, sodat iets van sy goedheid deur ons na ander toe kan uitkring. En skielik word die kring al hoe groter. Hier sien ons eers volke, nasies, die hele aarde. Mense wat jubel omdat God regverdig oordeel en die nasies lei. Selfs die grond doen mee. Die land het sy oes gelewer. Dis 'n ruim visioen, 'n wêreld waarin God se goedheid nie opgegaar hoef te word nie. Daar is genoeg genade om oor grense te beweeg, genoeg vreugde om gedeel te word, genoeg seën om nuwe lewe voor te bring. Psalm 67 vra daarom nie net waarmee het God my geseën nie, maar ook waarheen wil hierdie seën my neem? Waarheen wil hierdie seën gaan? Want God se aangesig skyn nooit net oor ons, om ons in die lig te hou nie. Die lig val verder, deur oop hande, deur geregtigheid, deur gasvryheid, deur lewens wat ontdek dat seën sy diepste betekenis vind, juis wanneer dit gedeel word. Ek nooi jou om na te dink oor jou eie lewe. Watter seën of genade het jy onlangs opnuut raak gesien? Dink bidtend en met dankbaarheid hieroor na.
Ek nooi jou uit om ook jou gedagtes te draai na die rondom jou. Is daar dalk iemand spesifiek na wie iets van die goedheid wat jy ontvang het, hierdie week verder kan vloei? Bring daardie persoon in gebed voor die Here. In die laaste oomblik van gebed en nadenke, nooi ek jou uit my ook te draai na die volgende vraag. Hoe sal jou lewe lyk as jy jouself sien as iemand deur wie God se seën die wêreld bereik? Hoe sal jy na jouself kyk? Hoe sal jy na jou dag kyk? Hoe sal jy na jou gewone verantwoordelikhede kyk? Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. Genadige God, laat U aangesig oor ons skyn. Maak ons dankbaar vir wat ons ontvang en ruimhartig met wat U aan ons toevertrou. Laat die goedheid deur ons verder reik, sodat ander ook iets van die vreugde, geregtigheid en vrede kan ken. Amen.